2 terug wat sy die hele jaar elke diens gespeel het. So ons smeek haar partykeer om 'n bietjie verlof te vat. Nie omdat ons ontslaaf wil raak nie, maar omdat ons dink sy het dit ook nodig. En ja, ons dank die Here daarvoor. My skoondogter was so dapper om iemand wat dit nodig het, jy weet, iewers heen te vat. En ek is heel trots daarop dat sy so dapper kan wees om te sê, maar ek kan ook help, ek kan ook iets laat gebeur. So dis mooi, en ons mis hulle, maar ek wil vir u sê, ek dink, jy moet ook nie na aanleiding van vanoggend se boodskap jou talente wegsteek nie. As jy weet, die Here wil en kan jou gebruik, ook op die musiek en in die samesang, dan wil ek jou aanmoedig om groot vrymoedigheid te neem. As 'n lang vorm wat jy moet voltooi en jy moet onderhoude voer met al die, jy weet, hoofmusiekkante en sulke goed. Nee. Want het is so wonderlik as die Here jou roep. En ek sal dit nooit vergeet. Ek het 'n waarheid waarop ek die bediening begin het, dan het ek en Margaret vir mekaar gesê, die God wat ons roep, is die God wat ons stuur, is die God wat ons sal toerus, en is die God wat sal voorsien. En is so wonderlik, as jy weet, jy is in diens van die Allerhoogste God. As jy jou Bybel saamgebring het, kom ons doen ons Bybelverklaring, en hierdie 33 vertaling het nou al baie stories opgelewer, maar tereg soos wat my broer Attie vanoggend daar by die voordeur sê, hy sê, dis net asof jy maar elke keer weer nog iets nuuts kry, iets beter, iets dieper ontdek, iets groter beleef. So as jy jou Bybel het, dan gaan ons dit saam met mekaar verklaar en sê, hier is my Bybel, dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem, die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ons musiekfees so 4-5 weke, hoeveel weke terug, was die begin gewees van 'n belewenis om te sê, kom ons voer die opdragte van die Here uit. Kom ons fokus op wat vir God belangrik is. En ek wil hier die versekering gee, dat God woon onder die lofsange van sy volk. En daarom was ons musiekfees, daar die eerste tree wat ons gegee het, om te sê, ons wil sing. En toe het ek so 'n bietjie vir u aan die hand van Paulus en Silas se ondervinding, toe hulle middernag in die tronk was, het hulle gebid en gesing. En dan is daar vir my 'n mooi sinnetjie, dan sê hy, en die gevangenes het na hulle geluister. En ek wil hê jy moet weet dat, ek dink is so nodig, mense moet hoor hoe daar gesing word. Mense het nodig om te hoor hoe daar gebid word. Kom sit in die trap af, en nou staan die klomp klein goed daarso, maar nou kry hulle swaar, want al daai energie moet nou in toom gehou word. Nou hoor ek, hulle word gedreig met die oom wat daar bo bid. Kassie, so jy moet weet, as die kinders nou 'n vrees vir jou ontwikkel, dan sit, omdat iemand het gesê, pas op vir die oom, hy bid, nee. Ek dink 'n mens moet gehoor word as jy bid. Jy weet, maak 'n verskil. Die duiwel kan nie gedagtes lees nie. Die duiwel kan nie gedagtes lees nie. Wie glo ook my teologie? Die duiwel kan nie gedagtes lees nie. God kan. Maar is die een ding wat ek weet, dat die duiwel kan nie gedagtes lees nie. En daarom wil ek vir jou sê, as jy uitsprake maak, moet jy weet, hy hoor dadelik en hy doen iets. Hy het nie 'n leihaar op sy kop nie. As hy hoor jy sê jy wil iets probeer, dan gaan hy alles probeer om jou opdraand te gee, om dit reg te kry. So, hy kan nie gedagtes lees nie, en daarom is dit goed om hardop te bid.
laat die duiwel hoor wat jy sê. En sê die Here is goed en die Here is God en hy's groot geneesheer en hy sê Alfa en die Omega en alles. Nou, toe het ons gesing en gebid en toe sê ons maar, daar's so iets soos respek, wyse of wysheid en respek. 'n Mens sal altyd respek hê vir wysheid. En ek wil vir u sê, ek glo nog steeds my hele hart, en veral in die laaste week, die pad wat ek saam met die Here geloop het, dinge wat ek beleef het, is dat, miskien moet ons weer verstaan, dat daar's meer wysheid opgesluit in die grysheid as wat ons dink. Kan ek dit weer sê? Daar's baie wysheid opgesluit in die grysheid van mense. Soos wat jy groei, soos wat jy ouer word jou wysheid dikwels net beter en meer God gesentreerd. En as dit nie die geval is nie, dan dink ek, het ons ook Bybelse voorskrifte, laat jonges behoort nie vir oueres, jy weet, soort van te wil leer nie. En ek noem dit, want ek dink is alles goed wat in die Bybel staan, en wat ons met respek moet hanteer. En sê maar die woord van die Here sê so. En dan het ons nou die mooi belewenis gehad om, jy weet nou 'n tree verder te gee, en ek's besig om vir jou opsomming of sinne te gee oor die afgelope boodskappe, en dat ek en jy sal verstaan, dat as jy lewe, as jy iets doen, kry jy 'n naam. Jy kry 'n naam. En dis nie nou Johnny en Martin en Cassie en Marlene en nee, jy kry 'n ander naam. En ek hou daarvan baie keer om te dink, die een naam wat ek nie wil hê nie, is moeilikheid. Nou pastoor Tron, dis sy regte naam daar van die Parel, het op 'n stadium, jy weet, sy vrou vir hom gevra, nou as jy so weg is, verlang jy dan so bietjie na my? Toe sê hy net so, wie verlang nou na sy moeilikheid? So susters, julle kan 'n naam kry wat julle nie altyd verdien nie, of nie altyd wil hê nie, maar net so, ek en Margaret afry Kaap toe, en ons gesels nou so in die donker van die nag, en ek weet nie, en sy sê so, sy wil my, ons praat oor troetelnaampies, oor wat kan jy ons mekaar noem, jy weet, en so aan. En ons is uit idees uit, en ek sê vir, okay, ons kyk wat is die volgende rivier wat ons nou gaan kry se naam, en dan kan jy daai as 'n troetelnaampie vir my gebruik, jy weet. Kan julle glo, toe ons so oor die rivier begin ry en die bordjie daar staan, toe sit Buffelsdrif. So jy moet weet, ja, julle moet vir haar vra of sy toe ingekoop het of uitgekoop het. Maar as iemand iets sê, is dit vasgevang in tyd. En ek wil vanoggend daaroor stil staan. Nou ons het die teksvers nou al verskeie kere gelees in die afgelope week, Efesiërs die 5de hoofstuk, vers 14 tot 17 sê hy, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Nou ons het oor baie van hierdie goed nou al baie mooi goed gesê, pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En nou wil ek vanoggend die klem daar laat val en koop die tyd uit. Want jy gaan met my saamstem, die dae is boos. Ons het iemand nodig. Hy sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Nou, as ons 'n tree verder vat in dit wat ek vanoggend oor tyd vir jou wil sê, sien ek daar was 'n geleentheid
wat Jesus met al sy werk en alles wat hy gedoen het, by 'n put gaan sit het en die disippels, want dit was tyd vir seker nou middagete of aandete, hoe ook al hulle nou, is dorp toe om te gaan brood en kos koop, en in daardie tyd daag 'n vrou by die put op. En een van die mooiste gesprekke en belewennisse wat ek dink wat 'n mens kan hê, word in Johannes 4 vasgevang, as hierdie vrou met Jesus 'n gesprek voer. En uiteindelik, en ek het nie tyd om die hele Johannes 4 vir u te sien nie, en as ek dit nou nog nooit gedoen het nie, dan wil ek dit daarom nou vanoggend vir u sê, dat ek dink ek moet vir my broer dan dankie sê. Dankie broer, dat jy toe ek op skool was, in die hoërskool, en ek die voorsitter van die, nou vergeet ek, wat is amper saai kinderkerkgoeders van die CSV, hi Marlene, was jy ook daar? Christen Studentenvereniging, né? En ek moes toe nou as voorsitter 'n preekie preek, en my broer was gelukkig op teologie, of teologiese college, wat ook al. En hy help my toe, hy sê, gaan preek oor Johannes 4. So ek onthou dit altyd, jy weet. Dat Johannes 4, en nou maak Johannes 4 hierdie besonderse storie nog weer 'n keer vir my betekenis. En ek lees daar vanaf vers 19, as die vrou vir hom sê, Here, ek sien dat u hoor julle, sy gee hom 'n naam, dat u 'n profeet is. Nou wat kan jy verwag, as jy iemand profeet noem, anderster as profesie? As jy sê dokter, wat kan jy anderster verwag, as dat hy gaan sê, wat is fout met jou? En as hy mooi geluister het, wat is fout met jou? Dan sê hy vir jou, ja, hierdie pilletjies en daai pilletjies, nee. Goed so, hy kan nie soos Daniël, die openbaarder van geheime ken nie, jy weet, jy moet vir hom sê, dan sal hy vir jou sê, maar ek wil hê jy moet weet, ek sien uit na daai dag, as 'n dokter vir my so kyk en sê, kom bietjie hier so, ek sien dis fout met jou, jy het dit nodig, jy weet. Die dag as hy die droom en die uitlegging kan gee, dan sal ek nogal regop sit en sê, ek dink hierdie dokter weet iets, nee, maar sy gee hom 'n naam, en dan maak sy 'n stelling, en dan sê sy, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur. Nou hierdie woordjie uur is baie besonders, as jy sou dink in terme van tyd. Dit is 'n manier om te sê, iewers op die kalender, iewers soos wat die horlosie draai, sal daar 'n spesifieke oomblik wees. En op daardie oomblik sal julle dit aanbidding noem. Net soos wat ons vanoggend gestaan het. Ons het aangekondig, ons diens begin 9:00. 9:00 het Marlene mooi reg gesit en ons het gesing en ons het 'n afspraak gehad. Ons het op die uur van gebed of op die uur van sing by mekaar uitgekom. En as twee mense nie met mekaar afsprake maak nie, dan mis hulle mekaar. Dan word dit later toeval, dat jy miskien toevallig op dieselfde plek, op dieselfde tyd is, maar ek wil hê jy moet weet, God wil hê, dat ek en jy sal verstaan, dat daar 'n uur is, wat daar iets nie gaan gebeur nie. Hy sê, wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem, die Vader sal aanbid nie. En nou spring ek so oor 'n teksvers daar, as na vers 23 toe, dan sê hy, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, kan ek 'n amen kry? God is gees, glo jy dit? God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. So ek wil jou vanoggend op 'n horlosiepunt in jou lewe bring, waar ek vir jou iets meer wil sê oor jou gees, mens.
Ek wil jou bewus maak van jou geesmens. Want ek het begin wonder en ek het begin gesprekke voer en ek het begin om te luister na getuienisse en dan klink dit vir my, ons is baie meer besig met die vleesmens as wat ons doenig is met die geesmens. Ons het baie meer te sê en te beleef en te ervaar in ons daaglikse omwandel van alles wat ons doen en vir ons kinders gaan dit weer net oor hulle wil, hulle denk en hulle emosies wat ons siel noem, nee. Ons wil graag hê hulle siele moet gered word, sê amen, jy weet. So jy wil hê hy moet 'n goeie kind wees en jy wil hê hy moet reg dink en hy moet reg praat en hy moet so groot word dat hy iets kan beteken. Maar ek wil jou bewus maak van die geesmens vandag. En daarom as ek Markus 12 vers 2 hier aanhaak, dan sê hy, en op die regte tyd het hy 'n diensknegt na die landbouers gestuur om van die landbouers uit die vrug van die wingerd te ontvang. Nou jy mag miskien nou vra, wat het hierdie versie mee te maak? Gee my kans, dan wys ek jou 'n bietjie later. Kom ons dink, as hierdie tema werkers op sy tyd. Ek werk op God se tyd. Met ander woorde, ek hoor hoe die klok lui en dan sê ek, dis nou. Het jy al mooi daaroor gedink dat die werk waar jy by betrokke is, het toe die tyd gekies wat jy moet werk? Miskien hulle met jou onderhandel en gesê, wil jy fleksietyd werk of wat ook al, en dit is nie wat ek probeer sê nie. Maar die meeste werke het reeds bepaalde tye. Die meeste instellings en alles, die bank maak op daai tyd oop. En die bakker staan 4 uur of 3 uur in die oggend op om die meel te meng en te knie en te maak, sodat daar 7 uur lekker vars brood op die rak kan wees. So, daar's 'n sekerheid of daar's 'n belangrikheid wat tyd wil bepaal. En ek wil vir jou vanoggend sê, moenie dink dat in die geestelike lewe dit anderster is nie. Daar is ook 'n tydbepaling op jou geestelike lewe. En ek en jy moet daardie klok oorlei. Die hele geskiedenis van God se betrokkenheid by die mense, kan jy toevou in tyd. As ek die skepingsverhaal dink, hoe dat God sê, en dit was aand, en dit was môre, en dit was die eerste dag, en uiteindelik is dit die 6de en die 7de dag, en die eerste week gaan verby, en die tweede week, en dan is dit maande, en uiteindelik word dit jare, en uiteindelik word dit ewigheid. So ek wil hê jy moet weet, dat God se horlosie is so fyn gestel, dat hy selfs in tydloosheid iets kan laat gebeur. Jy het nie mooi gehoor wat ek sê nie. Ek sê, God is so in staat, dat hy in tydloosheid, iets wat vir jou begin, die tyd het gaan stilstaan, ag die tyd is verby, dan kan God nog steeds, want hy is die God van ewigheid. Jy snap wat jy ervaar het nog nie reg nie. Jy gee moed op en jy sê, ek kry niks meer reg nie en hierdie ding wil nie werk nie. En is juis in daardie oomblikke wat God begin funksioneer en dan sê hy, ek sien jy's toe vasgevang in tyd, maar kom ek help jou om oor te beweeg na ewigheid. En dan gaan jy begin agterkom wat dit is om in die gees te wandel en nie in die vleesmens nie. Om jouself te kan losmaak van die dinge van die wêreld en jouself te veranker in die ewigheid van 'n God wat regeer tot in alle ewigheid. Hy wat die horlosie is. Hy wat die een is wat alle tyd insluit. Sal hy jou ooit kan vergeet? Nee, nooit. Nee, gaan dit weer probeer sê. Ek sê, sal God jou ooit tyd kan vergeet? Nee, nooit. Tyd. Hy sal jou nooit vergeet nie. Hy is jou alles. En as jy saam met my op 'n plek kom waar ons sien hoe dat Noag in die ark was en ons weet hy was nou 40 dae en toe stuur hy die duif en dis hier waar ek vir die Here sê, Here,
as ek 7 dae vir hierdie duiwe moet wag, dan weet ek nie, gaan ek ongeduldig moedeloos raak, gaan ek begin om te sê, my tyd en nie God se tyd nie. Hoe kan die wêreld ons so beïnvloed? En daarom wil ek hê jy moet weet, dit was juis as Psalm 106 vers 13 sê, oor die volk, hy sê, maar hulle het gou sy werke vergeet. Hoor, dit was soms net kort tyd, dit was soms vinnig, gou. Het hulle sy werke vergeet. Hy sê, op sy raadsbesluit het hulle nie gewag nie. Is dit wat ek en jy is en doen baie keer? Omdat ons dink God se tyd is my tyd, en hoe ek oor tyd wil dink en werk. En daarom as ek dink aan die badwater van Bethesda, hoe dat die groot menigte van siekes daar gelê het, en die blindes en die krepeles en die lammes, het wat gedoen? Hulle het gewag op die roering van die water. Halleluja. Somtyds gaan jy nie tyd op jou horlosie kry nie. Jy gaan hom op 'n ander plek begin sien. Ek help jou, maar ek weet dit gaan te vinnig verby. Ek sê, jy gaan nie op jou horlosie kyk nie. Jy gaan dit op 'n ander plek begin sien. Jy gaan begin sien, God het toe nog nooit opgehou nie. Hy was nog altyd besig. Hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. So tyd kan maar uitloop, maar by God staan dit vas. En ek wil hê jy moet weet, as daar die water begin roer, en ek het al die boodskap bedien aan u, en vir u gesê, as jy gaan kyk na hierdie naam Bethesda, die huis van genesing, of die huis van oorvloed, of herstel, dan wil ek hê jy moet weet, dat God is nie so onregverdig, om net die eerste een wat in die water ingaan gesond te maak nie. Hy is die groot geneesheer, wat hy verander doen, sal hy vir jou doen. En al probeer jy, en al kom jy 7de in die ry op in daai water in, wil ek hê jy moet weet, dat God sien jou hart. Hy hoor jou hart klop. Hy hoor hoe soek jy, hoe smag jy na hom. En daarom sal hy jou nie wegwys nie. As ek dit in jou hart 'n kort oomblik kan wakker maak, dan wil ek vir jou sê dat eintlik verstaan ons baie goed wat dit is om te wag, om tyd te spandeer. Ons verstaan en ons sien baie keer hoe tyd verbygaan en dan staan en wag ons. Want soos ek nou ander dag nou by die bank sit, en nou moet ek daar op die bankie sit, en nou moet my beurt afwag, en alles, en dan kyk ek, dan tel ek so, dan dink ek helemaal, as ek nou nommer 167 is, dan dink ek, moet ek so lank vir my toebroodjies en koffie of iets bestel, want dit gaan nie voor môreoggend wees nie. Jy weet, maar wat ek vergeet het, is dat ek sit in die pensionarisse ry. Te lekker. Almal word gestop en hulle sê vir my, kom maar deur meneer. Halleluja. Hoor weer, hoor wat ek vir jou wil sê. God kyk en sien jou raak. Al voel dit vir jou, die ry is lank. Al voel dit vir jou, jy is so haastig, dit moet nou, en dit kan nie langer nie. Hy is getrou, hy sal doen, want hoekom? Ek ken 'n naam wat bo elke naam is, en as jy Johannes 4 onthou, dan sal hy sê, jy weet, en in daardie naam, as jy iets in my naam vra, dan sal ek dit doen. So God se naam beskerm jou teen die horlosie. Hy beskerm jou teen tyd. Dit voel vir jou nie altyd so nie, en daarom wil ek hê jy moet weet of ons sing en of ons bid en of ons respek betoon, of ons dit in sy naam doen, is hierdie 4de, 5de faktor wat ek vir jou gee, is om oor te kan gee, om op te kan gee, en om te kan sê, Here, ek het so groot respek vir u, ek het so oortuiging van u naam, laat al lyk dit, of die horlosie nou verby gegaan het, is u naam nog steeds u naam.
En is u waarheid nog steeds u waarheid? En is u beloftes nog steeds u beloftes? En is u planne nog steeds u planne? En ek wil net deel word daarvan. Ek wil net saamvloei met dit. En ek wil net in daardie plek kom of daardie oomblik kom waar ek besef, dit gaan nie oor al hierdie ander dinge nie. Dit gaan eintlik oor die wie op ek wag. Op wie wag ek? Wie is die een? Ek het dit so gestel, dat as ek bereid is om te wag, en ek weet waarop ek wag, dan sal ek aanhou wag. Weet, as jy sê sy naam is Jesus, as jy sê hy is die groot geneesheer, as jy sê hy is die redder en verlosser en saligmaker, hoe kan jy dink om op te hou wag? Hoe kan jy dink om te sê dit gaan nie? Want hy is. En ek hoop jy hoor dit en ek hoop jy koop in daarop. Want ek het my woorde maar so gekies, ek het nie beter geweet om te kies nie, dat die vrou by die put het die wag ontmoet. Sy het die wag ontmoet. Want die wag was toe iemand. Die wag was die een wat die verskil kon maak. En daarom, as ek hierdie gedeelte so aan jou bedien, dan wil ek hê jy moet weet, dat toe sy Jesus ontmoet, toe was dit al die wag werd gewees. En daarom, daar kom 'n uur, daar kom 'n oomblik, daar kom 'n tyd, wanneer ek en jy gaan agterkom, God is in aksie. Hy was nog nooit nie in aksie nie. Hy was nog nooit nie in beheer nie. Hy was nog altyd besig om iets te laat gebeur. En daarom wil ek jy moet verstaan, laat hom tyd te spandeer met jou gees, mens, en jy vat jou aardsvleeslike aanbidding, nie op die berg nie, nie op Jerusalem nie, nie wat ek in die vlees, mens, nie hoe ek in die kerk sit, en nie hoe ek opdaag vir dienste, en alles wat ek, maar jy begin om gees sensitief te raak, dan kom jy later op so waghalsige plek, soos wat die disippels gekom het, as hulle Jesus nie wil ontvang nie, dan wil die disippels vuur afbid en sê, hierdie Samaritane moet verteer word, maar hier is dit juist die Samaritaanse vrou wat by Jesus uitkom, en ek wil hê jy moet weet, dat jy kan nie reg in jou eie hande neem nie. Jy moet op 'n plek kom waar jy in so oorgawe lewe, wat jy sê, Here, U is my God. En dikwels wil ek en jy, weet, omdat die tyd ons druk, omdat die lewe ons druk, dan wil ons ook vuur afbid. Ons wil vuur maak onder hulle. As ek so deur die dorp se strate ry, en ek hierdie slaggate vanoggend weer, ek ry nou al daai slaggate daar by ons hoek verby, jy weet, want hulle raak net al hoe dieper en al hoe dieper, en dan sit so in my kop om te sê, munisipaliteit, mag daar vuur kom in julle. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, jy is van 'n ander gees. Hy sê, daar's 'n gees in jou. Daar's 'n heerlikheid in jou. Jy besef nie hoe danige gees deur jou werk nie. En daarom, as ons deur die gees lewe, laat ons dan ook deur die gees wandel. Kan ek jou vanoggend aan die hand vat? Kan ek jou daar kry? Dat jy gaan besluit om geessensitief te raak. Dat jy gaan begin elke dag vir jouself vra, hoe was ek nou vandag geesmens gewees? Want kom ek sê vir jou, die ander twee kante, die vleesmens en die sielswêreld, het so oorheersende impak op ons lewe, dat ons nie versigtig genoeg is om in die gees te wees nie. Ons is so maklik in die vlees.
En dit is dikwels niks anderster, ek dink in God se oë, as 'n vermorsing van tyd nie. Want al ons vleeswerke kan nie doen wat God deur sy Gees kan werk nie. En daarom, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here, Psalm 33, hy sê ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Kan ek vir jou sê, miskien kan jy dit toets of dit meet aan jou binnekamer. Miskien kan jy vir jouself vra, hoeveel tyd spandeer ek om die aangesig van die Here te soek? Om in sy teenwoordigheid te wees. En dis wanneer jy hierdie vrou se belewenis ervaar, en ek gaan nou vir jou 'n belangrike gedagte skuif gee, om te besef hoe jy van tyd deur God se tyd beweeg na die teenwoordige tyd. Hoe maak ek vandag? Hoe moet ek nou maak? Net hier waar ek staan? Wat moet ek nou regkry? Is ek in die Gees of is ek nie in die Gees nie? Dan wil ek jou help om te verstaan. Ons kan te laat wees. As jy wil 'n hupstoot in jou lewe hê, dan besef jy, ons kan te laat wees. Dit kan te laat wees. As ons vir Kobus Burger in die dae begrawe en as ons vir Theo Tielander, jy weet, daar in die Kaap afsterf en ons sy genagedagtenis ook herdenk, almal ons mense, dan kan dit te laat wees. Iets kan te laat wees. Jy wou nog bekeer het. Jy wou nog gedoop het. Jy wou nog wag op die Here vir die aandoening van krag uit die hoogte, vir die vervulling met die Heilige Gees. Jy wou nog vir jou vrou gesê het, ek is lief vir jou. Jy wou nog vir jou man gesê het, ek is lief vir jou. Jy wou nog jou kind teen jou hart vasgedruk het. Maar te laat. Hoor gou, as jy 'n hupstoot wil hê, as jy 'n motiveerder wil hê, dan vergeet jy nooit van te laat nie. Dit kan te laat wees. Dit kan te laat wees om te sê ek is jammer. Dit kan te laat wees om jou sondigheid en jou skuld en jou verkeerd aan Jesus se voete neer te lê. En is in hierdie te laat ervaring wat ek jy moet weet, dat soms as jy soos Paulus en Silas, hulle wil nie laat wees nie. Hulle wil nie besig wees nie. Hulle wil juis vir God iets doen. En dis juis omdat hulle iets probeer het, laat hulle gevange geneem word, en nou word hulle daar in die tronk gesit, en in middernag, dan begin hulle lofliedere sing, en hulle bid, en die gevangenes luister, en daar's 'n beweging van God se Gees, en die wêreld word vir hulle verander, deurdat die tronkdeure oopgaan, en hulle stap uit, en hulle is weer vry, want hoekom? Hulle is op pad na God se tyd toe. Hulle is in lyn met God se tyd. Hulle is besig om te doen wat God bepaal het.
en gesê het, op daardie uur, op daardie plek, op daardie manier sal dit werk, en ek moet jou vanoggend aan die hand kry, en ek moet jou saam sleep met my, en sê, kom ons beweeg in die onbeskryflikheid van God se tyd in, en ons ervaar en ons verstaan, dat as ek voete gaan sleep, dan gaan dit nie God wees nie, dit gaan ek wees. Ek was te laat, want God kan nooit te laat wees nie. Hy is altyd op tyd. Hy het nie tik van 'n horlosie nodig om te sê nou nie, dis nou. Kan jy vanoggend oorgawe maak of oorgee en sê, Here, help my. En hoe gaan jy weet jy het oorgegee? Hoe gaan jy weet dat die verlossing of die bevryding het gekom? Vir Paulus en Silas was daar 'n aardbewing en die ou blokke het losgebreek en die deure het oopgegaan en hulle was weer vry om in tyd te funksioneer, om te doen wat hulle kan doen. Hulle het gesê, ons moet nou haastig maak, ons het 'n hele nag in die tronk verloor. Ons sal moet bietjie vinniger wees. Ons sal moet gou en harder werk om te doen. Ons sal hierdie evangelie moet versprei. En ek hoop jy sin hoor waarop ek wil afstuur, is ons as 'n kerk het net nog soveel tyd om die evangelie van Jesus aan die wêreld te bedien. Ek hoop jy hoor as ek vanoggend by jou pleit. As 'n gemeente moet ons werkers wees op sy tyd. Moet ons geesvervulde mense wees wat sê, Here, ek gaan nie een oomblik langer uitstel nie, want dit kan te laat wees. Here, ek kan nie wag, ek kan nie dink ek het nog baie tyd om iets reg te kry. As gemeente, as kerk van Jesus, kan ons nie opstaan en begin om te sê, Here, hier is ek. Want is die tyd? Dis nou. Dit moet nou gebeur. Want dit kan te laat wees. En daarom as die bruidegom eers gekom het, dan wil ek hê jy moet weet, dan is die werk van die kerk verby. Ja, daar gaan nog miskien 'n oproep wees. En gelowiges gaan met trane en met hartseer vir mekaar of vir ander sê, weet jy, in die goeie tyd wat ons gehad het, was ons aan die slaap gewees. En ons het gesien hoe boos word die dae. En ons het geweet, ons moet die tyd uitkoop. Ek wil vanoggend ons as 'n gemeente oproep. Ek wil jou vanoggend oproep. En ek wil vir jou sê, moenie laat dit te laat word nie. Maar besef, daar's iemand wat jou moet hoor. Daar's iemand wat na jou wil luister. Daar's iemand wat wil sien hoe dat jy beweeg. En ek wil vanoggend vir jou sê, een van die grootste haakplekke waarmee ons werk, en ek gaan in die dae wat kom iets meer daaroor vir jou sê, wil ek hê jy moet weet, dis een ding om Jesus te volg, dis een ding om 'n volgeling van Jesus te wees, en jy staan en jy volg en jy loop maar net saam en jy's net aanhou en alhou. Nee, jy kan nie net 'n volgeling van Jesus wees nie, jy moet 'n funksionaris wees. Jy moet 'n werker wees. Jy moet deur die vuur van God se gees gedryf word, en in jou geesmens vrees jy geen saak nie. Want hoekom? Jy sê die Here is my God en hy's met my, en wat sal 'n mens my kan doen? En dis in hierdie beweging, dis in hierdie aksie, dis in hierdie profetiese kant, van as hierdie vrou vir Jesus sê, ek kan sien dat u 'n profeet is, dan dink ek, wil die Here ook 'n profetiese woord vir elke gemeente, en elke dorp, en elke land in die wêreld gee, en vir hulle sê, die dae het min geword, die tyd het min geword, middernag is hier. En al is dit middernag, dan wil ek sing. Al is dit die laaste sekondes, wil ek opspring, net soos hierdie vrou my water kan los,
En ek wil dorp toe hardloop en ek wil vir die mense sê, julle moet iets kom kyk. Nou ek het vir jou gesê, ek gaan Markus 12 vir jou hier invleg. As jy gaan kyk na Markus 12, dan sien jy van hoe dat God alles voorberei het, soos 'n groot tuin of 'n groot landery, 'n boerdery, en hy het die mense hulle werk gegee, alles is gemaak en op die uur, op die regte tyd, toe stuur hy, en hy sê, ek kom haal van die vrugte. As daar 'n lied is wat ons weer in die kerk moet sing, dan sit die ene wat sê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Here ontmoet? Ja, maar dis nie die tyd van die vrugte nie, en dit was nie 'n goeie tyd vir my gewees nie, en ek het gedink, daar's nog tyd, ek het nie besef, ek gaan te laat wees nie. Help ek jou? Snap jy vanoggend iets in jou gees? Dat jy saam met my sal kom, en dat ons saam sal sê, as daar ooit 'n tyd was om te sing en te bid en om respek te hê vir die naam van die Here en om in sy naam te staan en om te sê, ek sal nie laat tyd my vang nie. Vandag, nou, tot sy eer. Ek doen wat ek nou kan. En ek wil saamvat en afsluit deur vir u te sê dat dis vir my so wonderlik. Hierdie vrou wat by die dorp se mense kom, wat in tyd geen reg of plek sou hê nie. Wat toe op die regte tyd met haar emmer om water te skep by die put aankom. En om te besef, die een vir wie sy altyd gewag het is hier. En om te gaan en vir hulle te sê, is hy nie miskien die Christus nie? Hy het my alles vertel. Hy is toe 'n profeet. Hy het my alles vertel. Nou Dr. Samuel Doktorian was hierdie besonderse prediker en werker van sy tyd gewees. En ek wil roep 2 dinge en ek wil net om die punt te verduidelik. Ons was by 'n konferensie onder in die Kaap en pastoor Philip Gerber, een van ons kerk se stoere pastore en dapper pastore, jy weet, was baie siek gewees en almal bid baie ernstig dat hy gesond sal word. En hier kom die Dr. Samuel Doktorian, hy is die gasspreker vir die aand. En hy staan op en hy sê, die Here het vir my gesê om vir julle te sê, ek kom haal my kind. Almal wil hê, pastoor Gerber moet nog lewe. Hy moet nou gesond word. En alles moet regkom. En hier's iemand wat vol van die Gees dapper kan sê, En ek dink dit was die dag daarna het pastoor Gerber afgesterf. Tweede storieetjie. Die einste Dr. Samuel Doktorian. En in die lig wat ek nou sê van wat daar staan voor jou, luister weer mooi. Hy sê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Die dorp het klaar geweet wat sy alles gedoen het. 5de man. Vrou wat nie kan sy lewe uitsorteer nie. 'n kerk, 'n gemeente, 'n eklesia, wat moet uitsorteer en sê, ons moet op die plek wees waar ons moet wees. En hierdie vrou sê, hy het my alles vertel. Nou Dr. Samuel Doktorian het so mooi ding gesê. Hy het gesê, God kan vir my alles oor jou vertel. Wat jy doen, wat jy gedoen het en wat jy besig is om te doen. Is dit die sneller aksie wat ons nodig het om in aksie te kom? Dat iemand nou alles moet vertel oor wat jy gedoen het? En dan het hy 'n tweede sinnetjie. Dan sê hy, maar God
kan vir jou ook alles vertel wat hy gedoen het. Nou wil ek hiermee volstaan. Dankie Marlene, waar amper sê ek dankie Sissa. Is tyd om te werk, Marlene. Tyd om te sê, as kerk kan ons nie langer uitstel nie. Mense moet jou hoor. Gevangenes moet na jou luister. Sondaars en verlorenes moet hoor hoeveel respek het jy vir sy naam. Want hy is Jesus, my redder, my verlosser en my saligmaker. Ons het laasweek het gesê, as iemand sy naam ydel gebruik, trek 'n streep in die grond en sê, ken jy hom? Weet jy wie dit is? En ek wil jou vanoggend vra uit my hart uit as 'n oproep en 'n opwek. Nou, kom ons gaan vertel weer van Jesus. Kom weer op 'n plek waar as jy nie 'n getuienis het nie, dan bid jy vir 'n getuienis. As jy nie 'n belewenis het van Jesus wat opgedaag het in jou omstandighede en iets kom verander het nie, dan begin jy soek en dan sê jy, Here, ek het U nodig. Ek soek U in my werkplek, ek soek U in my huis, ek soek U in my kar, ek soek U in my elke dag, ek soek U in my binnekamer, ek soek U in die straathoeke waar ek beweeg, maak nie saak nie, ek wil hê dat U moet teenwoordig word, U moet daar wees, en as ek hoor hoe dat U sê, hier is ek, dan het ek 'n rede om te werk op sy tyd. Dan sit en wonder jy nie, wanneer begin jy met jou kind praat oor 'n saak nie. Jy weet, in die tydloosheid van God en in die oortuiging van te laat wees, dat as jy Hebreërs gaan lees, dat God se dag is vandag, is nou. Daar's nie 'n beter tyd om jou hart vir die Here te gee as nou. Daar's nie 'n beter tyd om vir die Here te begin lewe en te werk nie as nou. En hoekom? Want hy's hier. Hy's hier. Kom ons sluit ons oë. Here, ek bring elkeen teenwoordig na U toe. Here, ons is so bewus van dat dit te laat kan wees. Here, ons wil nie uit vrees oor te laat iets doen nie. Ons wil dit doen omdat U so wonderlik is. Ons wil hoor hoe dat die liedskrywer gesê het, reach out and touch him. Here, ons wil as 'n gemeente ons opnuut weer kom toevertrou en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, ons wil nie net volg nie, ons wil nie net 'n kruik vol water hê nie. Here, ons soek 'n dorp wat tot bekering kan kom en kan kom hoor dat sy naam is Jesus. Here, ons wil in getuienis na getuienis, ja, ons wil in oorwinning na oorwinning staan, en ons wil kan sê, dit is Jesus, dis die krag van God in Jesus, hy het my gesond gemaak, hy het voorsien, hy het my lewe kom red, hy het my gedagtes kom verander, hy het my huwelik net kom maak, hy het my die vreugde en die blydskap van sy verlossing gegee, sy naam
is Jesus, halleluja. Kom kyk, want ek dink, ek is oortuig, hy is die Christus, halleluja. Here, daarom wil ek bid, dat ons die tyd en die uur van ons oomblik sal raakvat, dat ons as 'n kerk, as 'n gemeente, gees vervuld sal wees. Here, dat as die oomblik, as daar die oomblik aanbreek, dat daar geen vrees sal wees nie, maar dat die heerlikheid van die Here sal deurbreek, en dat ons sal sê, nou is die tyd en nou is die uur. Dankie Here dat U kerk lief het en dat U vir die dorp lief is, en dankie dat U wil hê dat sondaars en verlorenes, hulle wat vasgevang is in soveel dinge, losgemaak kan word, en dat ons hulle kan gaan haal, en dat ons hulle kan sê, kyk en hoor, sy naam is Jesus, halleluja. Here, laat ons as 'n gemeente dan sterk staan. Ons bid vir elke ander gemeente, in elke poging, en elke ding wat aangewend word, en dat ons sal sê, hier is ek, Here, op die regte tyd. Ek daag op, en ek werk vir U, en ek eer U daarvoor. Dankie Here, dat daar niks is wat ons langer kan beperk nie. Here, U kan deur 'n aardbewing kan U verandering werk. Here, U kan ons vernuwe na gees, siel en liggaam. U kan ons in 'n posisie van autoriteit laat funksioneer, en ons kan in U naam die oorwinning hê, en ons kan weet dat die ou duiwel vrees dit, en ek bid vir die beskerming van die bloed van Jesus oor elke lidmaat af, en ek sê, julle sal die geseëndes en die beskermdes van die Allerhoogste God wees, en jy hoef niks te vrees nie, want die Here is jou God, halleluja. Dankie Here, dat ons as gemeente nou kan sê, hier is ek Here, gebruik my tot U eer, en ons dankie daarvoor, amen en amen.